Jakob en die Israeliete as slawe. Wat 'n vreugde toe Jakob hoor dat Josef nog lewe. Hy kon nie wag om sy seun weer te sien nie. Jakob, al 11 sy ander seuns, hulle vrouens en kinders het almal opgepak en in Egipte by Josef gaan bly. Die koning was Josef so goedgesind dat Josef vir sy familie grond kon gee in die beste deel van die land. Uiteindelik is almal weer bymekaar. Toe Jakob al oud is, het hy vir God gevra om Josef se seuns te seën. Eendag sal die Here julle weer terug laat gaan na Kanaan toe, die beloofde land, het Jakob sy kinders en kleinkinders geseën. Jakob het gesterf, maar dit was nie die einde van Israel nie. Josef het vir nog baie jare in Egipte gebly. Sy seuns het groot geword, getrou en kinders gehad. So het die Israeliete al hoe meer geword. God het hulle geseën en beskerm en 'n groot volk laat word. 'n Nuwe koning het oor Egipte begin heers en hy het nie vir Josef geken nie. "Daar's te veel Israeliete," het hy gesê. "As daar 'n oorlog kom, sal hulle dalk saam met ons vyande teen ons veg," het hy uitgeroep. Die koning maak toe al die Israeliete slawe vir die Egiptenaars. Die Egiptenaars het die Israeliete baie hard laat werk. Hulle moes in die landerye in die warm son werk. Hulle moes al die bouwerk in Egipte ook doen. Die Egiptenaars het sommer die Israeliete geslaan met swepe, sodat hulle nog harder moet werk. Die arme Israeliete het baie swaar gekry onder hierdie nuwe farao. Maar gelukkig vergeet God nie van sy mense nie. Hy seën hulle nog steeds en hulle word nog meer en meer 'n kragtige volk.